Met vanjaar se feesvieringe rondom Afrikaanse amptelike verjaarsdag is daar baie dinge waar ons nostalgies kan wees. Musiek, die kunste, literatuur, maar ons min plekke waar ons Afrikaansheid so voel soos in die kombuis. In Koesterkos deel die chef Frik die Jager geliefde resepte wat kom uit sy ma Hermana en ouma Leni se resepteboeke wat dateer uit 1914 tot die 1980s. Hier op Nooit Gedag Landgoed word daar vandag 'n koskonsert opgekook vir die bekendstelling. Koesterkos, presies wat dit sê. Dis daai koesterherinneringe wat jou terugvat na jou ma se kombuis toe, waar jy om die kombuistafel gekuier het, saam met jou skoolmaat, saam met grootwordjare, jou ouma en jou ma se kos, wat as jy vandag iets soortgelyks proe, jou terugvat na daai wonderlike tye toe. Frik, baie geluk met jou nuwe kookboek, so kort op die hakke van jou eerste een. Kan ons nou verwag dat jy elke jaar vir ons 'n nuwe een gaan uitbring? Definitief nie, ek gaan dit nie oorleef nie. 2 in 1 jaar is rof. Ek kort nou 'n breek. Ja, dit kort nou 'n breek, ja. En nou vandag het jy sommer 'n woordfees, kom ons sê, konsert bymekaar gesit Ja, weet vir jy- die bekendstelling van jou nuwe kookboek. Ek moet Bibi hulle, toe Bibi Slippers maar my gekontak het om te sê, wil jy kom? Toe sê ek, want ek het besluit, toe ek begin skryf, het ek vir Naledi, die uitgewers, gesê, ek wil die boek uitgee op Woordfees. Die boek het letterlik Vrydag van die drukkers afgekom, so dit was 'n bietjie... Hy's vars. Ja, hy's vars. Ek het homself nog nie eers heeltemal deur gekyk nie, maar ek het 'n gevoel hier, en toe ek met Bibi hulle gepraat het, toe sê ek, kom ons beweeg weg van die gewone tipe boekgesprek. Kos is tasbaar, jy moet dit proe. Koester die kos, koester mekaar, en geniet elke oomblik, en baie welkom aan almal. Koesterkos fokus ek net op my ma en my ouma se handgeskrewe kookboeke. Weer daai goed as hulle vir jou sê, wat gaan jy vat as jou huis brand? Paspoort en dan my ouma en my ma se kookboeke. Hier is resepte wat die platlandse vrouens en die plaasvrouens uitgeruil het onder mekaar. En my ma het handnotas bygeskryf van bietjie teleurstellend of verskriklik lekker. Of dan verander die bestanddele so 'n bietjie, en daai synotas is so interessant. En die tannie Marie Jooste, die vriendin van my ma, wie se goed ek ook ingekry het, sy was 'n boervrou. So in die helfte van haar boek is lyste van watter koeie het hoeveel melk gegee en watter rose het sy waar geplant. So dit is kosbaar om daai alles bymekaar te kry. En dan het ek net vir so 'n bietjie pret, het ek so 13 glansganse of VIP's gekry om te skryf oor hulle kosherinnering van hulle ma's en hulle gunsteling resepte. Frik het my lewe al op soveel maniere verryk, jy weet, sy stories en sy kos en sy omgee. Ek is so bly hierdie gebeur nou vir hom. Hy is net van daai mense, as jy een keer met hom gekuier het, dan ken jy hom vir die res van jou lewe. Jy weet, 'n lekker warm mens. Ek is 'n groot aanhanger. Ek het Frik die eerste keer ontmoet in Jacobsbaai. 'n Pel vir my het gesê, hoorie, hier, daar's 'n restaurantjie, toe stop ons daar. En Frik was net hierdie ou wat net ons daai dag net getreat het. Frik het eers op 40-jarige ouderdom die skuif van korporatief na kos gemaak, waar hy vir 'n paar jaar deur Europa getoer het en by allerlei tuiskokke aan huis gekuier het om hulle stories te hoor. In 2024 verskyn sy eerste kookboek, Storiekos, 'n kosreisverhaal versamel oor 'n tydperk van bykans 4 dekades. My pa was baie geskok want ek het 'n baie goeie werk gehad en ek het besluit, weet jy, die das is net te styf om my nek. Ek het van my eiendomme verkoop en toe het ek vir 2,5 jaar net getoer. Ek het toe vasgehaak in Londen vir 5 jaar. Bagelwinkels oopgemaak? Ja, bagelwinkels oopgemaak. Ek het my chefkursus in Londen gedoen, maar ek wil dit baie duidelik stel, ek is 'n huiskok. My passie is allemanskos. Daai kos vir die toets van die tye weerstaan het, wat ons nog steeds gebruik as 'n basis vir al die deftige resepte vandag. Jy sê nou so mooi, jy wil nie eintlik jouself 'n chef noem nie, want ek weet jy het al 1 of 2 restaurante gehad, Ja, ek het. maar jou liefde is eintlik vir 'n lang tafel. Ek doen dit nou al vir 6 jaar, wat ek mense bymekaar gooi om 'n tafel wat mekaar nie ken nie. En dan doen ek 'n 5-gang ete en ek vertel stories tussen elke dis. En is so mooi om in daai 3-4 ure, daai geluk en daai koester te sien om daai tafel tussen mense wat mekaar eintlik nie ken nie. Vertel my 'n bietjie oor die geregte wat ons gaan eet en proe, wat is die storie daar agter?
Onthou in daai tyd was daar beperkte bestanddele. So ek wou dit bietjie verander het. So in steede van brood het ek gevoel begin ons met my ouma se scones. Die tweede een is 'n visgereg wat my ouma gemaak het. So my pa het vis gevang en dan het my ouma hierdie curry visdis gemaak. Dan die derde een was vir my interessant want my ma was 'n groot bakster. Elke naweek ten minste 7 koeke. Een vir die hospitaal, een vir die kerk, een vir die armes, een vir die rykes en ek moes dit op my fiets gaan aflewer. Tussen die resepte het ek afgekom op 'n aardappelkoek. Want ons moet onthou in daai tyd het hulle gebruik wat daar was. So ek het besluit om iets souts te maak daarvan. Tussen die twee lae, dis nou nie 'n snykoek nie, dit lyk soos 'n muffin wat in die helfte gesny is. Het ek 'n mengsel gemaak van mosterd en Marmite, want dit kom uit daai era uit en bietjie pesto. By my ouma se boek het ek in die 1920s afgekom bedrywe sorbei. Wat vir In 1920. in 1920s, kan jy dit glo? Dat my ouma so grand was. En dan die hoofdis is koring en dan bo-op dit is 'n laag groenbone bebotie. Daar was duidelik baie groenbone. En dan bo-op dit kom my ma se appelkoeshoender. En dan vir nagereg, dit word genoem my ma se pynappel lekkernye. Koesterkos, dis my so mooi naam. En dit maak soveel sin, né, dat dit iets is wat ons almal mee kan identifiseer. Ons almal het daai herinneringe van die kos van ons ma en ons oumas en ja. So ek dink dis die mooiste konsep. Ek dink dit is baie belangrik om te kyk na wat ons ma's eintlik wat vir ons almal gegee het of ons pa's of die manier hoe hulle goeders voorberei het, daar's nog steeds baie waarde daarin. Ek dink mense raak gewoond aan dinge wat so kits moet reg wees en 'n spesifieke soort van amper fine dining experience, maar ek dink hierdie is boere fine dining. Die boek kom uit Frik se hardheid. Die mense wat daar buitekant is wat sê hulle wil iets uit hulle hardheid doen. Koop die boek en gaan leen daai oomblikke wat Frik vir ons uit sy mense uit ouma en tant Leni en almal saamgevang het. En sê vir mense kom koester daai oomblikke saam en so groei 'n hele gemeenskap met mooi oomblikke. Frik se stories en staaltjies wys kos is nie net aansit en eet nie. Dit is 'n leeftyd se herinneringe saam met vriende en familie. So as jy hierdie Kersfees mis om saam met jou ma die kombuiskos te maak, is koesterkos die perfekte geskenk vir jou wenslysie.